by ons in die dood is. Net nou, want hy dra ons, hy versterk ons, hy troos ons, hy omhels ons. Liefde is goed. Dankie, ons gee al weer. Ek is so bly jy saam met ons in die huis van die Here vanmôre. Ek is bly dat jy gereed is, dat jy hart oopgestel is, ontvanklik is, om te hoor wat jy as 'n Gees deur die woord van musiek, woordbediening tot jy gaan spreek vanmôre. Jy is welkom by ons, hierdie diens saam met ons. Oom en Tannie wat ons al ontmoet het, wat kom kuier het, die fabrieke jou noordag naby ingetrek het, wees op julle gemaak. So 'n bietjie anders kerk nou as wat jy gewoond is, met die bekommer nie, ons het die lief, en uitsaam met ons geniet. Al die ander mag die Here nie ryklik seën. Ek wil sommer net, Psalm 65 wat jy so goed ken, sommer net vir 'n opening lees, sodat ek weer aan die woord van die Here herinner is. Dit is 'n loflied op die goedheid van God. Het jy 'n loflied op die goedheid van God vanmôre? Amen. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, 'n lied. Aan U kom 'n lofsang toe. O God, en sien. En aan U moet die gelofte betaal word. O woorde van gebed, tot U moet my vrees. Is dit nie mooi nie? Woorde van gebed. Weet, as die Here hoor, dan tree hy toe, en hy is aktief betrokke in ons omstandighede. Vers 5. Welgeluksalig is hy wat U uitkies en laat nader kom, dat hy kan hoor in die voorhoewe. Ons wil versadig word met die goeie van U huis. Wie kan saam met Dawid sê, ek wil versadig word? Ek het gekom om te kom uit eet vanoggend. Psalm 23 sê die Here het 'n tafel voorberei, gereed gemaak vir U. Kom ons sit net so, ons maak die oortoe, het sal in die eie woorde, net vir die Here sê, hoekom U hier is. In die eie woorde, praat net, hardop, sag, nes U wil. Verwelkom net die Here vanmôre. Halleluja. Die Here is met 'n lied in ons hart, wat ons na U toe kom. Here, dis met offers van dank, waarmee ons die voorhoewe binnenkom. Want U liefde is groot. U genade is onbeskryflik groot. Here, dit is wonderlik dat ons U ken, dat ons U bemin. En meer as dit, Here, dat U ons eerste lief gehad het, 'n ewige, onfeilbare liefde, wat ons einduit onderhou. Here, dankie vir die reën. Dankie dat die mens en dier onderhou. Dankie, Here, dat ons saam kan getuig om te sê, He's got the whole wide world in His hand. He's got you and me in His hand. Here, wat 'n voorreg om in die holte van U hand te wees en te weet dat niks ons daaruit kan ruk nie. Here, dankie vir die voorreg. Dankie dat ons gesond genoeg is, dat ons geseënd is om saam broers en susters in hierdie oomblik in die huis van die Here te mag wees. Ons gebed is dat U ons lof en ons aanbidding as 'n aangename offer voor U sal aanvaar. Here, dat U kom toe al ons lof en eer, al die heerlikheid, en is ons voorreg, ons vreugde, om ons dankbaarheid na U te bring. Dit alles, Here, in diepe afhanklikheid en in die wete dat ons op U wag, want is U wat ons versadig hierdie môre. Heilige Gees, sal U beweeg soos wat U wil. Here, sal U by elke broer, elke suster, elke vriend kom stil staan vanmôre en kom doen wat nodig is.
Here, dit is ons begeerte en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Staan saam met my. Doen ons wat hierdie koorgedeelte sê, so uit die psalms kom met 'n offer van dankie voor U.
Jesus, you alone.
Die lied wat ons gaan sing sê, dis nie 'n geheim nie. Dis eintlik so wat dit het. It is no secret what God can do. As jy kyk na almal om u, almal wat die Here deurgedra het, almal wat ander oorwin het, almal wat die Here gespaar het, en sê die digter, what he is done for others, we can do for you. As jy as jy probleem vanmôre te groot, wat die Here in hierdie oomblik kan uitkom skryf, kom ons vertrou, kom ons bedien die mekaar, kom ons bid die vir mekaar, terwyl ons begin maak met die woord van die Here. It is so sweet, what God can do. What is done for others, He'll do for you. Dankie dat ons 'n God aanbid wat enigiets kan doen. Vir wie niks te groot is nie, vir wie niks onmoontlik is nie. Ons loof U vanmôre daarvoor. Ons loof U, Here, dat ons na U toe kan kom in ons gebed met al ons behoeftes, met al ons laste, met al ons probleme, en dat ons dit net voor U kan lê en weet U het 'n oplossing vir alles. En ons wil aan U die eer bring vanmôre, vir U dankie sê, dankie vir lofsange, dankie dat ons in dit U kon verheerlik vanmôre, dankie dat ons U Heilige Gees kon ervaar hier in ons midde, en dankie vir die kosbare woord wat ons nou gaan oopmaak. Here, wil U deur die woord vanmôre ook tot ons harte spreek, ons kom troos, ons kom bemoedig, ons kom versterk, is ons gebed in die kosbare naam, en ons sê vir U dankie. Amen. 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 Baie dankie aan ons musiekspan vir die wonderlike wyse waarop julle ons weer vanmôre gelei het. Ek kom voordat ons na die woord van die Here gaan, daar iemand is wat dalk iets met ons wil deel, iets wat die Here op die hart gelê het, dalk 'n woord wat hy met ons wil deel, dan wil ek 'n geleentheid gee daarvoor. Net vir die Here dankie sê vir die gesondheid wat hy gee. Gister het ek die dag so geniet en dit is baie suiker. Ek het ons koek gepak en ek het druiwe geëet en ek het appels geëet en baie suiker gekry. Gisteraand voel ek nie so right nie, maar toe ek in die nag wakker word om op te staan en die Here te gaan aanbid en doen. Dus ek heeltemal right en okay. Die Here het my wonderbare
Christus het die dood het opgewek het en die woord en die sterf op hulle van lewe gemaak. Amen. En die nag wanneer ek slaap en maak en my gesond, as ek nie alright is, as ek gaan slaap en word op wag en as ek gesond. Siektes is nie deel van my lewe nie. Ek gee aan geen siekte die eer nie. Ek wil die siektes naam gee nie, want as jy my naam gegee dan het jy bestaansreg in my lewe, jou lewe. Doen dit nie, ek gee hom geen eer nie. Ek beval hom geen eer nie. Noem hom meer sê dat hy sy naam nie, want sy naam pas nie in my mond. Want die naam van Jesus Christus is in my mond. Ek vul my mond, daar is nie plek vir die val, want die sy naam kom nie in my mond. Maak eer die Here vir sy goedheid, vir sy guns, vir sy liefde, vir sy genade. Elkeen van julle, ons wat hier is, die Here het ons lief. Die Here Jesus Christus het vir ons gesterwe uit ons lief. Halleluja. Amen. Ek loof en ek prys hom vir sy goedheid, sy onverdiende genade, want sy genade is vir ons. Amen. Ons moet die Here saam met jou. En daar ook nog iemand. Dankie Bianca. Ek het net van almal weet, wil ek dankie sê vir ons gebede vir my man privaat. My man het 2 weke terug begin gewerk en ek het hierdie week ook gewerk gekry. So ons albei is geseën in 2 weke se tyd. So ons albei het met 'n goeie werk en so net dankie vir ons gebede. En ons is hier krank geweest. Spannend gebid in die afgelopen tyd en ons is dankbaar om sulke getuienis te kry. Ook nog 'n laaste persoon voordat ons na die woord van die Here gaan luister. Goed, die tyd is so nie, kan blaai na Lukas die 12de hoofstuk, is die saam met my volg daar, of ek gaan op die skerm hier agter my wees. Ek gaan daar net vir u so 'n paar verse saam lees, en so van vers 31 af, en soms so eintlik hier, so in die middel van 'n gesprek wat die Here gehad het met die disippels begin lees, en dan wil ek so iets belangriks daar uithaal vanmôre, in die besonder in die tyd waarin ons leef. Ons lees Lukas 12 vanaf vers 31. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees die klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoses, maar vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En ek wil hierdie woorde van die Here uit vers 31 net weer uitlig vanmôre, en ek gaan nie die eerste gedeelte van daardie vers gebruik om met u te gesels in hierdie dag. Laat julle heupe omgord wees. In die voorafgaande gedeelte praat die Here Jesus met die disippels oor die sorge van die lewe. Dinge wat belangrik is, dinge wat ons nodig het, dinge waaroor ek en u soms bekommerd is in hierdie lewe, soos kos en klere en al hierdie goed. En hy praat oor dinge wat mense kwel in die lewe, en dan wil hy dit tuis bring ook, dat ons moet glo. Ons moet geloof hê dat God ons voorsiener is in alles, en ook dat hy weet presies wat ek en jy nodig het, elke oomblik van elke dag. Maar dan is dit asof hy die gesprek so bietjie begin verander. Hy praat eers oor hierdie noodsaaklike dinge, hierdie goed wat ons nodig het, en nou verander hy die gesprek so bietjie met dit in agtergrond. Kom hy nou en dis of hy die gedagtes van die leser wil vestig op die belangriker aspek, en dis die koninkryk van God. En hy kom met 'n definitiewe boodskap om vir ons te sê dat te midde van al die sorge van die lewe moet ons seker maak dat ons vir alle tye gereed is. Hy gebruik die woorde, en in hierdie woorde sê hy, laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand.
nou net die gedeelte, laat julle heupe omgord wees, verwys na 'n gereedheid. Die term, laat julle heupe omgord wees, as ons dit in bietjie makliker taal kan sê vandag, dan sal ons vir mekaar kan sê, maak jou bel styf vas, of trek jou gordel styf vas in hierdie tyd waarin ons is. Maar wanneer ons dit terugvat na die Bybelse betekenis toe, en eintlik in die betekenis vandag ook, dan beteken dit om jou gereed te maak vir iets groots of iets belangriks wat gaan gebeur. En wanneer die Here Jesus vooruit verwys na iets groots of iets belangriks wat gaan gebeur, wil ek amper sê in 99,99% van die woord verwys hy na sy wederkoms. Dat hy gaan terugkeer na hierdie aarde toe en dat ons as mens sal gereed wees vir die wederkoms. Die woord of die uitdrukking heupe of lende omgord beteken letterlik om jouself gereed te maak vir iets moeiliks of iets belangriks. Paulus gebruik ook dieselfde uitdrukking in Efesiërs 6 vers 14, wanneer hy met ons praat oor die wapenrusting van God. Hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. En hy wil gedagte gee daaraan, dat ons altyd in die waarheid van die woord van die Here gereed sal wees vir enige iets wat met ons kan gebeur op hierdie aarde. En as ons dit verder vat, kom die hele gereedheid van dit wat die Here Jesus gesê reg deur na dit wat Paulus sê en wat die woord vir ons leer en wat Petrus ook verder sê waarna ons nou gaan kyk, is dit dat ons te midde van al die sorge van die lewe, te midde van alles wat ek en u moet deurgaan in hierdie lewe, te midde van alles wat met ons gebeur in hierdie lewe, vas sal staan in geloof en dat ons deur dit alles sterk sal bly en gereed sal wees vir die koms van die Here en dat dit ons daarna sal vat. Dis wat Paulus vir ons wil leer, dis wat hy vir ons wil sê. Ons moet die gordel van die waarheid van die woord net eenvoudig stywer trek in die tyd waarin ons leef en ons moet versigtig wees vir dinge wat gebeur in hierdie tyd. Petrus gaan so 'n bietjie verder in 1 Petrus 1 vers 13 en hy gebruik dit in 'n baie geestelike konteks en hy wil ook vir ons sê ons moet ons gedenke, ons gedagtes gereed hou in die tyd waarin ons leef. Hy sê daarom omgord die lendene van julle verstand. Dis of hy vir ons wil kom sê, dink reg in die tyd waarin jy leef. Kry jou gedagtes reg, wees nugter, dink nugter oor die dinge wat gebeur in die wêreld en kry jouself deur jou denke rondom die waarheid van die woord van die Here gereed vir die koms van Jesus. Dan kom ek agter, dat van die vroegste tyd af word mense gewaarsku oor dit. Selfs gelowiges, kinders van die Here, soos ek en u, word gewaarsku om gereed te wees vir die koms van die Here. Want in ons gedeelte wat ons in Lukas gelees het, praat die Here hoofsaaklik met sy eie disippels. Hulle wat al 'n pad saam met hom gestap het en saam met hom gewandel het en skielik of hy hulle aandag wil vestig op hierdie een belangrike saak. En dit is die koninkryk van God. Dit wat ek en u in die aardse lewe nodig het, is nie so belangrik nie. Die sorge van hierdie lewe is nie so belangrik nie. Die swaar kry van hierdie lewe is nie so belangrik nie. Die honger van hierdie lewe is nie so belangrik nie. Hy is in elk geval die God wat vir
ons sorg en alles van dit, en vir ons voorsien en alles wat ons nodig het in die aardse lewe en dit wat ons in ons daaglikse behoeftes nodig het, maar dis of hy ons aandag wil vestig op hierdie belangrike feit dat sy koms is voor die deur. Binnekort gaan hy kom om ons te kom haal en dat ons gereed sal wees vir dit en dat hy hulle wat hy uitgekies het en hulle wat ruk saam met hom gewerk het, die disippels, hy kom en hy lê hierdie belangrikheid neer. Hy sê vir hulle, daar is soveel goed wat julle oorkwel in die lewe. Julle kwel julle oor kos, julle kwel julle oor klere, julle kwel julle oor siektes, julle kwel julle oor dit en oor dat. Stop 'n bietjie daar en soek eers die koninkryk van God. Want as jy die koninkryk van God gevind het, verdwyn die kwellinge van die lewe. Want dan besef jy dat hy kan voorsien in jou diepste nood. Dan besef jy dat hy kan voorsien daar waar jou bankbestuurder nie meer kan bykom. Dan besef jy dat hy kan voorsien daar waar dit vir jou lyk of die woordjie bankrotskap voor jou neergeskryf word. Dan besef jy wanneer jy die koninkryk van God eerste soek, dan sal al hierdie aardse kwellinge niks van jou geloof kan wegneem en van jou kan steel nie. En ons moet nie hierdie waarskuwings wat van die vroegste tyd af in die Bybel voorkom, lig opneem in die dag waarin ek in die lewende roodsigte, die verloop van tye en verandering van die samelewing, het die manier om mense se waaksaamheid te verslap en te laat vervlou en die greep aan die Here raak swakker en al hoe meer mense begin gly in die tyd waarin ons leef en almal begin om in hulle geloof so bietjie swakker te raak en so bietjie meer te vervlou en die Here Jesus kom en hy sê vir ons nee, dis juis in hierdie tyd wat jy jou gordel so bietjie stywer moet vastrek om God jou lendene en wees gereed, moenie laat dit slap raak nie, hou aan. Dit wys ook vir ons op die gereedheid vir 'n vinnige vertrek. Maar interessant, dat Israel, toe hulle gereed gemaak het om uit Egipte uit te vlug, het die Here vir hulle sekere voorskrifte gegee. Hy het vir hulle gesê hulle moet die paaslam slag en eet, maar hulle moet hulle lendene om God hou. Hulle moes die gordel styf vasmaak en die paaslam slag en die paasgeas gaan eet en gereed wees vir wanneer hulle moet vertrek uit Egipte uit, want dit kon in 'n oomblikse tyd gebeur, dit kon onmiddellik gebeur, hulle moes gereed wees vir dit en daarom moes hulle die gordel ook aanhou en hulle lendene omgordel. Die veranderinge wat aan die orde van die dag is, my broer en suster, is ook op 'n manier besig om mense te laat verslap in hulle geloof en in hulle vashou aan die Here. Want verandering, wil ek amper vanmôre sê, gebeur teen 'n tempo waarin ons nie kan byhou nie. En dit gebeur in ons lewe. Dis soms goed, dit bring vir ons vooruitgang, maar soms is dit nie ten goeie nie, want dit bring ook verwarring. Dit bring verwarring oor morele standaarde in die lewe en is besig om die morele voorskrifte wat die woord van die Here vir ons leer af te breek teen 'n tempo wat ek en jy nie kan bybly en verklaar en verkondig en vertel vir iemand anders nie. Dis besig om die etiese en Bybelse waarhede af te breek in hierdie tyd waarin ons lewe. Mense rondom ons verander, die omgewing waarin ons leef verander, die land verander, die wêreld verander en ons verwysingsraamwerk van die woord
dreig om te verander en mense is nie meer op die vlak van die woord van die Here waar ons moet wees en waar hy ons graag wil hê as sy disippels om aan te gaan met die werk in hierdie tyd nie. Die weer is deur mekaar. Daar's natuurrampe, aardbewings en oorstromings. En ek wil vanmôre vir u sê, daar's nie meer net gerugte van oorlog nie. Die oorlog in die Midde-Ooste is nie meer net iets wat ek nie op media lees nie. Dit is besig om aan ons te vat. Dit is besig om aan ons te raak. Die effek daarvan is hier by ons. Die effek daarvan, en ek wil nie vanmôre vrees saai om dit te verkondig en dit te preek nie, want dit is deel van die woord van die Here. Dit is eskatologie, dit is profesie van die woord van die Here wat besig is om voor ons af te speel. Ons sien dit met ons eie oë en die effek gaan ons voel binnekort en ons moet gewaarsku wees en ons moet gereed wees oor die veranderinge wat in die lewe inkom en wat gebeur. En reg deur al hierdie veranderinge is daar een ding wat seker is en wat nooit gaan verander nie. Dis die waarheid van die woord van God. Ek wil sê, die samelewing kan verander. Die wêreld kan verander. Die uitleg van die woord van God kan verander. Die siening van teoloë kan verander. Die woord kan anders gepreek word. Maar die waarheid van die woord van die Here gaan nie verander nie. Dit bly staan soos wat dit daar geskryf staan. En die Here Jesus sê vir ons, neem die waarheid van die woord en ontgord julle lendene en maak julle self gereed vir die tyd waar ons besig is om in te beweeg. Openbaring 1 vers 8 verklaar, God is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. En ek wil vir u sê, geen wêreldverandering gaan enige iets rondom dit verander nie. Hy bly die begin en die einde, die Alfa en die Omega, die een wat was en die een wat is en die een wat gaan kom. Halleluja. In Mattheus 5 sê Jesus dat nie een jota of titel van die woord sal verbygaan voordat die hemel en die aarde nie verbygegaan het nie. En dit is so interessant dat jota beteken of is die kleinste letter in die Griekse alfabet. En titel is die kleinste merk wat twee soortgelyke Hebreëse woorde uit mekaar uitskei. Jesus verwys met iets baie kleins na die volle vervulling van die woord. Jesus verwys met jota en titel van die kleinste in die alfabet, die Griekse sowel as die Hebreëse alfabet, dat die volheid van die woord in vervulling sal gaan en ons die koninkryk van die hemel sal beerwe. En hy wil mense die ware betekenis van die Bybel laat verstaan en hy wil nie hê dat die Bybel deur menslike tradisie verander en ons ontseil moet word en ons omkant gevang moet word nie. Wanneer hy na hierdie dinge verwys, wil hy vir my en jou sê dat ons moet selfs deur elke verandering wat daar in hierdie lewe is, by die woord van God bly. En ons anker in die waarheid van die woord. En ons moet dit as ons gordel gebruik, ons styf vas te trek in hierdie tyd sodat ons staande kan bly. Die waarheid van die woord verander nie saam met die wêreld nie. As die woord sê, daar's net een weg, dan is daar niks anders in hierdie wêreld
of geen ander werk wat vir ons op weg, wat vir ons 'n saligheid kan bewerk nie, my broer en suster. As die woord vir ons sê, daar is niks anders nie. En wanneer die Bybel kom praat van onderlinge byeenkomste wat bygewoon word, Hebreërs 10, dan is die woord nog net so ernstig daaroor. En as ons kyk na soveel dinge wat ons geleer het tot hier, en vandag, en dinge wat verander, en ek sien wat die Here Jesus hier sê, in sy evangelies, dan wonder ek, maar hoekom is hy so ernstig hieroor? Hoekom is die Here al van die vroegste tye af met die disippels so ernstig oor hierdie dinge? En dan besef ek, Johannes 14 vers 6, gee dan vir ons die antwoord daarop. Die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Dis duidelik gestel. Dis daar, my broer en suster, daar is nie 'n ander weg in hierdie lewe nie. Ek wil amper so ver gaan om te sê enige ander weg wat uitgewys word vandag, enige ander pad wat uitgewys word vandag, is nie 'n weg nie, dis nie 'n pad nie. Daar's net een weg. Ons het dit vir so lank verkondig en gesê daar's 2 weë. Die pad split iewers en ons moet die regte pad kies. Ja, dis waar. Maar ek wil nie sê die verkeerde pad is nie 'n pad nie, want dit lei na ewige verdoemenis, 'n tyd vir ewigheid sonder die Here. En die Bybel het een naam daarvoor wat ons bang is om te noem in die tyd waarin ons leef, waar die Bybel noem dit die hel. Dis waarheen die ander weg lei. En dis nie 'n pad nie, dis nie 'n weg nie, want dit is nie lewe nie. Dit bring niks vir ons in hierdie lewe nie, en dit gaan niks vir ons bring in die lewe hierna nie. Daarom is die Here so ernstig oor hierdie dinge. Hebreërs 10, wil ek net van Hebreërs 10 gou daar op die skerm gooi, asseblief, ek wil net so paar verse vinnig met u saam lees, daar in Hebreërs 10 en net 'n paar dinge vir u wys. Hebreërs 10 vanaf vers 19 is daar so paar laat ons opdragte. Opdragte wat nooit nagelaat kan word nie. En die eerste een kom die Hebreërs skrywer en hy bring ons net so 'n bietjie ons aandag op hierdie dinge. Hy sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. En kom ons bring onsself net so bietjie in die prentjie. Hy sê ons as kinders van die Here, het deur die bloed van Christus die vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan. En ek wil vanmôre sê, dankie Here, dankie dat ons dit nie hier vanoggend 'n brandofferaltaar waar ons 'n slagoffer bring nie. Dankie dat net soos ons is, soos elkeen van ons hier sit, kan ons met vrymoedigheid in u heiligdom ingaan. En ons kan voor u genade troon kom buig in hierdie oggend. En ons kan verklaar, Here, ek het u nodig in hierdie dag. Here, ek wil met u kontak maak. Ek wil u aanraak. En ek kan sommer net instap in die heiligdom. Maar dan kom hy. En hy sê, daar's 'n paar voorwaardes wat ons moet hou as ons met vrymoedigheid in die heiligdom wil ingaan. Daardie laat ons dinge en die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingebou het deur die voorjaarsel. Dit is sy vlees. Gaan oor na die volgende vers. En ons 'n groot priester
oor die huis van God het. En is daar dieselfde priester wat vir die disippels gesê het, omgord julle lende. Dis daar dieselfde groot priester wat vanmôre vir my en u en die wêreld en al die kinders van die Here sê, omgord julle lende, maak jou gordel styf vas, dan kom hy met die eerste, laat ons. Hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, 'n hart wat gereed is, 'n hart waarvan die gordel vasgetrek is, 'n hart wat voor die Here kon staan met alle vrymoedigheid, vol van geloofsekerheid, 'n hart wat besprenkel is en gereinig van elke slegte ding in hierdie wêreld en in hierdie lewe, waarvan die gewete skoon is en die liggaam gewas is met bloed. Gaan aan na die waardie een, daar's die volgende, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, en laat ons dan in die tyd waar ons leef, my broer en suster, die gordel van die belydenis vastrek en onwankelbaar staan, te midde van al die dit wat die lewe van ons vra, te midde van al die swaar kry in die lewe, te midde van dit wat ons benodig. Laat ons die belydenis van die hoop, en daardie belydenis is dat ons van hierdie aarde af weggeneem word in 'n ewige heerlikheid saam met die Here. En Paulus verklaar, want dit is seker dat die swaar kry van hierdie tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat vir ons voorlê nie. Maar laat ons die belydenis van dit vashou en laat ons daarop staan en sê, maar as die bose dan kom met 'n swaar kry teen ons, dan beteken dit eintlik vir ons niks, maar dit gaan niks aan ons doen nie. Ek het die ewige hoop en ek gaan vir ewig saam met die Here in die hemel wees. Want hy wat het beloof het, is getrou. Laat ons om en laat ons volgende laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En ek wil vir u sê, ek wil amper sê die hele wêreld word aangespreek hier. Bybel sê ook, in die laaste dae gaan die liefde van die mens vervul. Maar laat ons met goeie werke steeds vir mekaar ons. Laat ons in goeie werke steeds vir mekaar bid. Laat ons in goeie werke steeds mekaar vertroos en mekaar bemoedig en mekaar omarm. En dan sê hy, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Nou ek baie versigtig. Maar die tyd waar ons leef, is nie die teks van die mense se koninkrijk. Die verandering van die wêreld het so maklik geword, so gerieflik geword, en die onderlinge byeenkomste nie meer belangrik is nie. Ek praat net in die week met iemand, en die sê, maar ek kan die heel dag preek, hoef nie op 'n Sondag in die kerk te kom. Ek kan elke dag heel dag preek. En dit is waar. Ek kyk ook nogal van tyd tot tyd. En ek het so gunsteling TV gekry, voor amper zuivel opgaan. Wil nie terwille van die uitsending sy naam noem nie. Maar hy preek met liedjes so, en sy so opgewonde raak oor hierdie ernstig goed, en sê, I don't know what I'm trying to preach, but it will come. Nou ek is vanmôre daar. Dit sê die Heilige Gees bring dit. Laat ons nie die onderlinge byeenkomste nalat soos sommige dit nalat nie. Maar laat ons mekaar uitnooi, laat ons mekaar gaan soek, laat ons mekaar kontak en vra waar jy ek sien jy nie meer in die kerk nie. Laat ons die goeie werke laat voortgaan. Dan gaan hy na die volgende, laat ons toe. Gaan jy net gou weer terug na die vorige vers toe asseblief. Laat ons mekaar vermaan. Dis ook nodig dat wanneer ons 'n broer of suster sien
wat iewers verkeerd doen, dat ons dit sal vermaan, maar dat ons dit in die liefde van die Here sal doen. Die Bybel gee ons die reg om baie goed te doen, maar alles wat ons doen, moet ons in die liefde van die Here doen. So dat ons mekaar vermaan en dit des te meer, naarmate julle die dag sien naderkom. Dit verwys weer na die koms van Jesus. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, dis amper soos 'n gordel wat losgekom het en besig is om af te val, as iemand die kennis van die waarheid van die woord ontvang het en hy sondig weer opsetlik, het die gordel losgekom en is besig om af te val. Bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Verstaan jy wat die Here Jesus in Johannes 14 vers 6 gesê het? Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie, want as ons weer opsetlik sondig, is daar nie 'n ander offer vir ons oor nie. Daar's nie 'n ander manier nie. Die wêreld en die samelewing en die verandering wat dit bring, wil vir ons kom leer, maar daar's verskillende maniere, daar's verskillende weë, en ek wil vanmôre vir u sê, uit die waarheid van die woord is daar nie 'n ander weg nie, daar's nie 'n ander manier nie, en is dit word dit vir ons baie belangrik, en net so belangrik soos dit vir die Here Jesus was, dat ons lendene, ons heupe sal omgord. Die Bybel leer vir ons oor die wederkoms. En ons word nogal geweldig aangeval daaroor. Dit word verdraai en die kardinale aspek, die belangrike deel daarvan, word amper al ontken in die dag waarin ons leef, omdat daar soveel veranderinge gebring word. En dit is opmerklik, toe die disippels aan die Here Jesus gevra het, wat is die tekens van sy koms is, het hulle eers geestelik begelei en het hulle oor die geestelike dinge van dit gepraat. Hy sê, pas op, Mattheus 24 vers 4, pas op, dat niemand julle mislei nie, want baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Dis of hy eers die geestelike wil inbring, sê wees geestelik gereed. Wees geestelik paraat. Want as jy geestelik sterk staan, dan sal die misleiding van die tyd nie so aan jou raak en nie so aan jou vat nie. Geliefdes, die Here roep ons op om gereed te maak en gereed te bly. Sy koms is seker, maar die dag en die uur daarvan weet niemand nie. En dit beklem juist vir ons die uiterste noodsaaklikheid van die geestelike waaksaamheid, dat ons te alle tye gereed sal wees. Almal van ons leef in dieselfde wêreld. Ons leef in dieselfde goddelose wêreld, waar ons moet skyn so lig. Almal van ons kry te doen met die krom en die skeef en die verdraaiing van hierdie lewe en van hierdie wêreld. En ons moet sterk staan. Ons moet sterk bly. Ons moet oorleef en ons moet uitstaan in hierdie wêreld. En almal van ons gaan voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons lewe as disippels beoordeel kan word. Wat doen ek en u dan vandag om seker te maak dat wanneer ons voor die regterstoel van Christus verskyn, die beoordeling gunstig gaan wees? Laat hulle lendene omgord. Trek die beld styf vas. Hou vas aan die woord van die Here. Staan op die waarheid van die woord van die Here. Ek wil vir u sê, met
dit wat die Here Jesus hier praat, het ons 'n opdrag om te waak en te bid, soos nog nooit tevore nie. Ons het 'n opdrag om vir mekaar te waak en te bid, maar ons het ook 'n opdrag om vir onsself te waak en te bid, en seker te maak dat ons gaan vas staan en vasgeanker bly in die tye wat voor lê, en ons gaan oorwin. Ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus, verklaar Paulus, en daarom wil ek u vanmôre aanmoedig en u bemoedig, moet nooit u vertroue in die Here verander nie. Moenie dat die verandering van die wêreld en die veranderde sieninge en verkondiging van die waarheid van die woord toelaat dat jou vertroue in die Here verander nie. Ons weet sy liefde en sy heerlikheid verander nie. En om God jouself met daardie waarheid van die woord in die tyd waarin ons leef, want ons is gereed. Nie vir iets groot wat gaan gebeur, maar die grootste wat nog ooit in die wêreld is. Amen. Amen. Halleluja. Die staat met ons staan en die Here verhoor die aanbid. Net vir hom dankie sê, dankie Here, hier Shanda Rabbi. Halleluja, ons loof U Here. Dankie Here dat ons die waarheid van die woord het, dat ons dit kan gebruik as 'n gordel om ons styfvaste gordel en onsself gereed te kry. Ons wil vra, Heilige Gees, wil U net kom waai oor ons vanmôre, soos ons hier staan met ons hande omhoog en die naam verheerlik en groot maak nie. Wil U ons net kom optel, Here, en ons net weer opnuut stywer vastrek aan U, sodat ons in die dae wat voor lê werklik staande sal bly, geanker sal bly. Ons loof U en ons eer U vir dit. Dankie dat U die onveranderlike God is, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was en wat is en wat kom. Ons kyk uit vir daardie blye dag. Halleluja. 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 Ons muziekspan vrouwen doen. Ons is nog belangrijk. Ons loof. Dan mooiste leven van de dag. Zo groot sponsor. Liefde van ons ziel. Halleluja. Dank u. Halleluja. Heilige Geest, raak ons in elke andere and highly
graag dat ons begin het, want my hart was baie vol vanmorgen. Maar ek wil vanmorgen vir julle sê, 'n mens kan familie wat hê. Jy kan kinders hê, jy kan broers, jy kan susters hê, maar niemand kan jou so vertroos, soos wat jou geestelike familie jou vertroos nie. En ek was vanmorgen hier, kan jy vir die Here genoeg sê, dat hy my die bid het gehaal, en aangeboor het, en nie gebeur het nie. En ek loof die Here, en sy God, stond in alle ewigheid, en sy genade is vir ons genoeg. Ek loof die allemaal, en ek prys vir julle, en ek sê dankie vir die familie, dankie vir die woord, wat weer eens net gesê het, dat om die onderlinge bijeenkomste te mis die kom. Want dit is die lewe, dit is die opbring, dit is die optel, dit is die gezond maak. Amen. Staan sommer net so, ons koffiestasie is ook van die jaarstig bezig, ons het lekker koffie na die tyd, en ek herinner jy ook om aanbijeenkomst om 5 uur, ons is nog steeds bezig om weer die boek Johannes te lees, paar dinge daar te ontdek, en dan wil ek sommer net so lang vir u noem, dat ons van Paasnaweek weldienste hê hier by ons, voor jou vrydagoggend, 8:30, en dan weer sondagoggend, 9:30. Ons gaan sover besoek hê van die Queenswood gemeente, wat saam met ons gaan kom dienst hou. Ek weet nie van ander gemeentes nou al nie, maar ek sal die week ook vir u op die nuusbriefie en die groep die tye deurstuur, maar wat iemand gereed, ons het wel Paasnaweek die dienste hier by ons. Die Here seën vir u. En die gemeentevergadering, pastoor? Maar vergeet ek, asseblief volgende Sondag, ons gemeentevergadering, net na afloop van die diens, moet jy dit vergeet nie, onthou jy het vanmorgen gehoor, dit is ook 'n onderlinge bijeenkomst. Moet nie die onderlinge bijeenkomst te nalaat nie. Ons gaan 'n bietjie verkorte diens hou vir volgende Sondag, en dan gaan ons so gou as moontlik begin met die vergadering. Ons gaan nie onnodig lang hier hou nie, maar ons moet hierdie vergadering ook in die volgende week. Baie dankie. Nou vir die tweede keer die Here seën. Kom ons staan net so. Here, baie dankie dat ons in die huis kon wees. Baie dankie vir die Heilige Gees wat gewerk het. Dankie vir u woord wat uitgegaan het. Here, sal u naprediker daarvan wees. Here, ons bede is dat u ons getrou sal hou en dat u ons sal gebruik in u diens. Sal u ons krag en ons beskerming wees, nou in hierdie dag vir elkeen, Here, voorsien aan die rykdom van u genade en bring ons op die bestemde tyd op hierdie manier weer by mekaar. Ons dankie daarvoor. Dankie vir dit wat ons kon gee vir u werk. Dankie dat u alles vir ons gegee het. Dit is vir ons 'n voorreg om die werk te ondersteun, Here, in gehoorsaamheid. Word Here, ons dankie daarvoor. Amen. Amen.